Kan 'n mens geloof sien? As iemand vir my vra, hoe lyk geloof? Kan ek vir hom sê, hier is geloof, kyk, so lyk geloof. Natuurlik kan ek dit doen. Die Bybel leer dit vir ons. Ons lees dit in Jakobus 2, vers 14 tot 26. Kom ons lees hierdie gedeelte saam. Wat baat dit my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het die dade, wys my dan jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so. Ook die demone glo dit en hulle bewe. Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? Is Abraham ons vader nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie? Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade, en vanuit die dade die geloof volkome geword het? En die skrif is vervul wat sê, Abraham het in God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur geloof alleen nie. Is Rahab die prostituut nie ook net so op grond van dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvry ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Maar net soos 'n liggaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. Die meeste godsdienste in die wêreld is doen-godsdienste. Daar is sekere rituele wat jy moet doen, sekere wette wat jy moet nakom. As ons kyk na godsdienste naby aan ons, Judaïsme, Islam, selfs Boeddhisme, van die Afrika godsdienste, daar is dinge wat jy moet doen sodat jy gered kan word. Ongelukkig is daar ook sommige Christelike groepe wat sê, jy moet sekere dinge doen, dan sal jy gered word. Die boodskap van die Bybel, dit wat Jesus Christus, die ware God kom doen het, is juist die teenoorgestelde. Ons godsdiens is nie 'n doen-godsdiens nie. Ons godsdiens is 'n geloofsgodsdiens. God het alles gedoen wat nodig is om te doen, daarom hoef ek van my kant af niks te doen nie. Ek glo, ek aanvaar wat God vir my gedoen het, en ek leef vanuit die geloof. Nou is dit amper logies om te sê, maar dan kan ek mos maar lewe soos wat ek wil. Ongelukkig nie. Want geloof is nie 'n kopding nie. Geloof is om met jou hele wese God te omhels. En daarom, as Jakobus hier praat van geloof, dan praat hy van geloof wat mense verwar met inligting. Goed wat in jou kop is, jy het 'n klompie inligting en nou dink mense dit is geloof. Dis nie wat geloof is nie. Geloof is om jou geheel en al in God se hande te plaas en te sê, Here, loop U die pad met my. Here, dit wat U vir my bewerk het, ek aanvaar dit en daarom plaas ek myself in U hande. As verskillende maniere waarop 'n mens dit kan uitdrink, ek dink een van die mooiste maniere is om te sê, baie godsdienste sê, doen, dan sal jy leef. Die Here Jesus het vir ons kom leer, leef, daarom sal jy doen. Leef, daarom sal jy doen. Tydens die hervorming het hulle gesê, geloof alleen red, maar geloof wat red, is nooit alleen nie. Julle sien, as 'n mens nou Paulus lees, dan is Paulus baie gekant teen werke. Hy sê, geloof alleen red. En hy's reg, want hy het gepraat met mense wat dink dat hulle iets voor God kan verdien deur hulle dade. Ons praat van wettisisme. Ek kom 'n klomp wette na, en dan is ek goed genoeg vir God. Dis hoe heidense godsdienste werk. Maar dit is nie hoe Jesus Christus, hoe God, die God van die Ou Testament werk nie. Die God van die Ou Testament, die drie-enige God wat ons in Jesus Christus geleer ken het, met die Heilige Gees, is 'n God wat vir ons genade gee. Hy weet, ons kan nie iets doen om God te plesier nie. Interessant, hierdie sogenaamde rituele is alles om Gode goedgesind te maak. Jy doen dinge om God te plesier. Die Here lag daarvoor, hy sê, die hele aarde is myne, wat het ek van mense nodig?
Nee, hy het niks van mense nodig nie. Inteendeel, hy is die een wat vir mense gee. In Paulus se tyd was daar mense wat gesê het, as ons goeie Jode is, dan verdien ons iets voor God. Paulus het gesê, net geloof, jy verdien niks. In die tyd van Jakobus het ons nou 'n ander situasie gehad. Die mense het nou begin laks word, hulle het gesê, wel lekker, ek glo in God, nou kan ek lewe net soos wat ek wil. Ek kan drink, ek kan vloek, ek kan skel, ek kan baklei, ek kan mense uitbuit, ek kan doen net wat ek wil, want dis deur geloof wat ek gered word. Nou kom Jakobus en hy sê, nee, wag 'n bietjie. Geloof is 'n hele wese verandering. Met my wese aanvaar ek God, en met my wese wys ek vir die wêreld dat ek aan God behoort. Jakobus praat hier van kopgeloof. Kopgeloof wat 'n klompie inligting is. Hy sê, julle as Jode, julle is nou baie trots, julle geloofsbelydenis, kry ons in Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, die Here ons God is die enigste God. God is een. Ja, dis die belangrikste, dis die geloofsbelydenis van ou Israel. Nou is Jakobus hier in vers 19 baie sarkasties en hy sê, wel die duiwels bely dit ook. Hulle glo ook dat God net een is. Die duiwels weet dit want hulle het God al gesien. Hulle ken vir God. Ons lees, as Jesus sy verskyning maak in Markus Evangelie, dan kom daar demone wat sê, ons weet wie U is. Die duiwels het ook kopkennis. Hulle glo ook op daardie manier, maar hulle geloof maak hulle nie gelukkig nie, hulle sidder want hulle weet wie God is. So om 'n klompie kopkennis te hê, dit help vir jou absoluut niks. Geloof moet oorgaan in dade, anders is dit nie geloof nie. As jy by iemand kom wat oorlede is dit nog 'n liggaam, is dit nog 'n mens? Jy kan seker so sê, maar as daardie liggaam nie asemhaal nie, is daai liggaam op 'n manier niks meer werd nie. Jakobus sê, soos geloof wat nie in dade oorgaan nie. Dade is die asemhaling van geloof. Dade is die spieël waarin 'n mens kan sien hoe geloof lyk. Ek wil vir julle 'n prentjie wys. 'n Motor wat langs die pad staan en in die motor se spieeltjie sien jy iemand wat iemand anders help. Waar is jy in daardie prentjie? Sit jy in die kar en jy sien hoe iemand anders help? Of is dit jy wat uitgeklim het om die ander te help? Of dalk is jy die een wat gehelp word? Dis so belangrik. Jakobus sê vir ons, geloof moet oorgaan in dade. As jy, kom ons sê by 'n winkel sit, jy's regtig waar honger, dis bitterlik koud. Hier kom mense verbygestap, warm klere, dik jasse, 'n stootwaandjie vol kruideniersware, die lekkerste kos. Jy kry koud, jy kry honger. En hier stop die mense en hulle sê, ag sies tog, kyk net hoe swaar gaan dit met jou. Ons as kerkmense, kan ons vir jou 'n gebed doen? Dankie tog. Hier is kerkmense, hulle gaan iets vir my doen. Hulle sit hulle hand, ja, nie heeltemal op my skouer nie, hou hom in die lug want ek is te vuil. Ek is seker te arm vir hulle om aan te raak, maar ten minste hulle doen 'n gebed vir my. En as hulle dan amen sê, nadat hulle gebid het, Here, gee vir hierdie persoon kos, gee vir hierdie persoon klere, help hierdie persoon. En hulle sê, baie sterkte en hulle loop weg. Sonder om vir my 'n stukkie brood te gee, sonder om een van hulle baie truie of serpe vir my te gee. Wat gaan ek doen as daar weer mense by my kom en hulle sê, hulle wil vir my bid? As ek kan, gaan ek vir hulle wegjaag. Want so 'n gebed is meer 'n vernedering as wat dit help is. 'n Mens wat sê, ek dink aan jou, maar jy help my nie. Dis verskriklik. Ek weet, want ons was in 'n gemeente wat finansiëel bitterlik swaar gekry het. Ons was regtig waar in 'n rampspoedige situasie. En al die gemeentes het vir ons gebid. Ons bid vir julle. Dit het later gevoel asof hulle vir ons beledig. Ons bid vir julle, julle arme sukkelaars. In daardie hele dorp wat ons gebly het, was daar 2 gemeentes wat iets gedoen het. Die een het gekom en gesê, hulle saakgelastigde, hulle kantoordame sal vir ons gratis ons kerk se boeke doen. En die ander gemeente het 'n fondsinsameling gehou en hulle het nie baie geld nie, R2000, R3000 as ek reg kan onthou, maar daai geld was goud werd. Maar wat meer werd was die feit dat die mense genoeg in ons belang gestel het om iets vir ons
te doen. Geloof is waaroor dit gaan. Maar geloof en dade is twee kante van presies dieselfde muntstuk. Net om die punt te maak, kom Jakobus dan en hy noem twee voorbeelde uit die geskiedenis. Almal ken vir Abraham. Abraham is die vader van die gelowiges. Hy is die een wat geglo het. Hoe weet ons dat hy geglo het? Jakobus sê hier, sy dade het dit vir ons gewys. Toe die Here vir hom sê, gaan offer jou seun. Abraham se geloof beteken, hy vertrou dat God sy belofte sal hou om deur Abraham 'n nageslag te gee wat so talryk is, soos die sterre aan die hemel, soos die sand aan die see. God het dit vir hom beloof. Abraham was 'n ou man van hier baie 100 jaar, sy vrou was 90 jaar, hulle het nie kinders gehad nie. En toe kom wys God vir hom. Op daardie hoë ouderdom het hy en sy vrou 'n kind gehad. Enige iets is by God moontlik. Nou kom God en hy toets vir Abraham. Dis nou so 'n klompie jaar later en hierdie seun van Abraham, die Here sê, gaan offer hom. Wat van God se belofte? As Abraham daardie kind doodmaak, gaan daar mos niks kom van God se belofte nie. Hoe weet ons Abraham het absoluut op God vertrou? Die feit dat hy bereid was om daardie kind te offer. Abraham se geloof kan jy sien, en jy sien dit in sy dade. 'n ander voorbeeld wat genoem word, is die van Rahab die prostituut. Toe die verkenners Jerigo gaan verken het sy iets gedoen. Sy het gehoor van die God van Israel, sy het hom natuurlik nie geken nie, sy het gehoor van hom en sy het besef, hierdie God is nie soos die ander gode nie. Hierdie God help sy mense. En toe die verspieders daar kom, het sy hulle weggesteek en hulle met 'n ompad laat wegkom. Sy het iets gedoen wat bewys dat sy's banger, in die mooiste sin van die woord, banger vir God as vir die soldate van Jerigo. Sy het meer respek vir God as vir die koning van Jerigo. Sy glo dat die God van die Israeliete die ware God is. En wat het gebeur? Toe daai muur aan mekaar sak, toe God die oorwinning gee, het die stukkie muur waarop haar huis was, bly staan en sy het geleef. Die Bybel is die boek van geloof. Die Bybel sê vir ons wat ons moet glo. Wat ons moet glo van God, die Skepper, wat ons moet glo van Jesus en sy menswording, wat ons moet glo van die Heilige Gees. Die Bybel is 'n boek wat vir ons ook vertel hoe ons moet leef. En daardie leef moet groei vanuit die geloof. Geloof is nie om 'n klompie idees in jou kop te hê nie. Geloof is 'n totale oorgawe aan God. Behalwe alles wat die Bybel vir ons leer oor geloof, is die Bybel vol voorbeelde van mense wat geglo het. Noag. Wat Noag gedoen het was belaglik, maar omdat die Here dit gesê het, het hy dit gedoen en hy is gered. Abraham. Absoluut in die geloof dat hy sy land, sy volk, sy mense, alles verlaat en gegaan waar die Here hom gelei het. Jakob toe hy Egipte toe gegaan het. Wat gaan word van God se belofte van 'n nageslag in die land Kanaan as hy Egipte toe gaan? Maar hy het gegaan want God het gesê, ek sal sorg. Moses, die rigters, Dawid, die konings, die profete. Dan kom ons by die Nuwe Testament, die disippels, Paulus. Al hierdie mense het goed gedoen, omdat geloof 'n totale oorgawe aan God is. Geloof is nie om hierdie kennis te besit, om in boeke te lees en dan te gaan sê, ek verstaan God, ek ken God nie. Nee, jy leer God ken as jy God se wil doen. Daar is duisende getuienisse van mense wat uitgegaan het om te doen wat God wil hê. En dan het hulle vir ryk aan die ander kant uitgekom. Toe ek op skool was, ek was nog op skool, toe was daar iemand wat verlam was. En hoeveel mense het nie getuig nie, dan ry hulle daar by ons dorp verby om vir die persoon te gaan besoek. Ek het nou een keer 'n predikant op 'n naburige dorp uitgesê, hy het besluit hy gaan vir hierdie arme man wat totaal bedlend is, hy gaan hom besoek en hom bemoedig. Die dominee het met trane in sy oë gesê, ek was nog op skool, hy het gesê, wie was bemoedig? Nie hy nie, ek. Hy het my bemoedig. Die oomblik wanneer jy doen wat God vra, beleef jy wat geloof is, jy beleef wie God is, en jy beleef
wat medemenslikheid is. Godsdienste wat doen godsdienste is vol goed wat jy moet doen om Gode te behaag. Lees mooi in die Bybel. Ja, daar is 'n klompie goed wat ons moet doen, wat God wil hê ons moet doen, ter wille van hom. Soos, ons moet nie sy naam uitelik gebruik nie, ons moet die Sabbatdag heilig hou, ons moet sy naam eer. Maar as jy mooi kyk, agter al hierdie gebooie wat God raak, lê daar iets van jou medemens. Hoekom moet ek die Sabbatdag hou? Nie omdat God behoefte het aan iemand wat die Sabbatdag kan hou nie, maar God wil vir ons leer, jy moet laat jou werksmense ook 'n bietjie rus. Jy moet onthou dat jy nie beter as jou werksmense is nie. Hoekom moet jy die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie? Omdat die naam van die Here daar is vir almal, vir goeie en slegte mense, vir my sowel as vir my medemens. En dan kom ons by die honderde gebooie wat te doen het met hoe ek teenoor my medemens moet optree. Jesus was die vors van vrede, maar hy het kwaad geraak. Hy het kwaad geraak toe die Fariseërs 'n verlamde man misbruik het vir 'n argument. Waaroor het dit gegaan? Dit het nie gegaan oor die argument nie, dit het gegaan oor die misbruik van een van God se skepsels, een van die mense vir wie God liefhet. Hoekom het Jesus die sogenaamde reiniging van die tempel gedoen? Omdat hulle nie geleentheid gegee het dat almal, onder andere blindes en krepeles, die ware God kon ontmoet by die tempel nie. Dit het meer gegaan oor die uiterlike dinge, die offers, die geld wat gewissel moet word om die offers te kan betaal. Lees maar mooi in die Bybel, elke keer wanneer God woedend raak, is dit nie omdat hy voel hy is te nagekom nie, maar omdat ons mense te nakom. Die grootste ramp op aarde, die sonvloed, hoekom was dit? Omdat God die geweld op die aarde gesien het. Geloof beteken, ek het ervaar wat die vryheid, die verlossing in Jesus Christus my bied. En ek gaan so leef dat my medemens dit ook kan ervaar. Ek gaan 'n lewe van dank aan God lewe. Ek gaan myself oorgee aan God, want ek weet, God weet die beste. En ek gaan lid wees van die liggaam van Christus, die kerk wat mense optel, die kerk wat mense help, die kerk wat nie oordeel nie, die kerk wat nie vra nie, die kerk wat sê, ons is hier omdat God goed is. Mag die Here vir ons die genade gee om werklik waar te groei in ons geloof. Te groei in geloof rondom alles, rondom dit wat ek verstaan, rondom dit wat ek beleef, en rondom dit wat ek doen. Dan is ek 'n spieël van God se genade. Mense kyk na my, as hulle hoor ek is 'n kind van die Here, as hulle die woord Christen hoor, kyk hulle na my, en hulle kyk of hulle God in en deur my kan sien. Hoe sien hulle vir God? Deur dit wat hulle ervaar dat ek doen in Jesus se naam. Amen. Baie dankie Here dat U nie in die hemel gesit het en vir ons gesê het U is lief vir ons en ons net gelos het nie. Nee Here, U het mens geword, U het U liefde vir ons kom bewys en toe kom U en sê, as dit is hoe ek julle lief gehad het, dan moet julle mekaar ook lief hê. Dankie Here dat geloof in U 'n werklikheid is. Dankie dat geloof lewe. Help my om nooit toe te laat dat 'n klomp feite die lewe wat ek aan U het, sal doodmaak nie. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ek staan vandag soos duisende voor my, met 'n vuur hier in my hart voor U. Deur al die eeue is U naam besang, en saam met engele wil ek ook nou uitspring. My woorde is maar hier moet ek
begin want U alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is my weg, U is my lewe. U is alles vir my. En U is genoeg. Ek weet dat U my elke lofsang hoor. Al wil twyfel die geloof in my kom sien. Solank as wat ek leef, sal ek U prys. Tot die dag wat ek ook veilig by U is. My woorde is nou, maar hier moet ek begin want U alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is my weg, U is my lewe. U is alles vir my. En U is genoeg. En U is genoeg. En U is genoeg. U is genoeg vir my. Het so hard uitsing is. U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe. U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is my weg, U is my lewe. U is alles vir my. En U is genoeg. U is genoeg. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van julle. Amen.